Dat sê, so kom alle goeie dinge ook seker tot 'n einde. En van ons kant af baie dankie vir die wonderlike naweek. Dit was vir ons baie geseën om saam met julle te wees. Dankie vir die gasvryheid, vir die lekker kos wat ons geëet het, dankie vir die samesyn, die kuier en die gesels. En dit is baie opbouend vir ons. En ja, ons gaan met vol harte terug huis toe. Ons het weer nuwe vriende gemaak en ou vriendskapsbande weer opgetel en ek dink ons gaan nie weer wag tot daar 'n kamp is voor ons kom kuier vir julle nie. Dit moet binnekort gebeur. So ons sien baie uit om weer by julle. Ja, bring die kinders, ons sal die kinders bring en musiek maak goed en dan kan ons goeie tyd saam met julle spandeer. Baie dankie vir alles wat julle vir ons gedoen het die naweek. Leraar en jou span, dankie vir die uitnodiging. Dit was goed om by julle te wees, ook vir jou en Sensia te sien en tyd saam met julle ook weer te bring. En soos wat ons nou die laaste paar gedagtes van hierdie kamp gaan deel, is dit regtig my wens en my gebed dat hierdie boodskap die een sal wees wat ons in ons harte bære. As 7de dag Adventiste, ons doen net 'n gebedsaam. Here, ons is moeg. Almal van ons. Ons is moeg van hierdie wêreld, van sonde las, van dit wat Satan in ons wêreld kan doen het. Gee ons asseblief 'n bietjie hoop. Dat daar meer vir ons is wat wag as net hierdie. In Jesus se naam. Amen. As 7de dag Adventiste het ons 'n baie unieke identiteit. Ons identiteit as 'n geloofsgemeenskap is gegrond in 'n verwagting. In 'n afwagting. Hierdie kerkbeweging, en ons baie minder aan onsself as 'n organisasie dink, meer aan onsself as 'n beweging dink. Hierdie kerkbeweging vind sy begin in die verwagting dat Jesus weer terugkom. En oor die jare het ons so groot geword en so magtig geword. En ons het op 'n punt gekom waar ons ryk is en tekort het aan niks en sê dat ons het niks anders nodig nie. Maar eintlik is ons maar nog steeds honger en dors en beklaanswaardig. En daai sin van valse sekuriteit het ons eintlik maar lou gemaak. En presies soos die Here voorspel het ons gegooi in die presiese verduideliking van hoe die laaste kerk van hierdie aarde sal lyk. Want jy sien, ek dink tot 'n baie groot mate het ons passie vir die wederkoms verloor. Ons het vergeet, hoekom is ons hier? Wat is die rede, hoekom ons hierdie God aanbid? Hoekom is ons deel van hierdie kerk? En wanneer ek sê, ek is 'n Adventist, sê dit, ek wag vir Jesus. En hoe groot deel van daai afwagting, van daai verwagting, is my lewe, is regtig deel van my lewe. Hoe gereeld dink ek daaraan, hoe gereeld smag ek daarna, hoe gereeld bid ek daarvoor, dat ek net Jesus kan sien kom. Ons bevind onsself in hierdie wêreld en ons tema vir die naweek was dors. En ons dit is regtig wat dit is, ons is dors. Want daar's 'n universele lydingsdors in hierdie wêreld wat geen mens kan vryspring nie.
Daar's niemand van ons wat vandag nie kan sit wat sê, ons weet nie wat is seer nie. Ons weet nie wat is lyding nie. Ons weet nie wat is siekte nie. Ons weet nie wat is dood nie. Niemand hier kan sê, ek is nog nie geskend deur die bestaan van sonde nie. Almal van ons wat hier sit, is deur gebroke verhoudings, of siektes, of die dood wat onverwags gekom het, of kinders wat net nie gedoen het wat hulle moes doen nie, of wat dit ook al mag wees, misbruik gemaak van jou, of foute gemaak teen jou, en dan praat ons nog nie eers van jou bydra tot die sondelas van hierdie wêreld nie, want elke een van ons het bygedra daartoe, dat hierdie wêreld lyk soos wat hy lyk. Daar's 'n universele lydingsdors. Ek en my gesin is en baie van die ken dalk die verhaal, maar ons is deur 'n 6 jaar tydperk in ons lewe waar een van ons kinders kanker gehad het. En die lyding wat 'n mens deurgaan in so iets is onverstaanbaar. Jy kan nie dit op enige manier rasionaliseer wanneer 'n klein kindjie, 'n babietjie deur lyding gaan. Jy kan dit nie verduidelik nie. Jy kan nie dit laat sin maak nie. En net so is dit vir lyding oor die algemeen. En niemand van ons, en ons doen dit, ons probeer allerhande rationaliserings vir swaar kry. Miskien is daar 'n groter doel daarmee. Of ons dink iemand het dit dalk verdien. Of ons het allerhande idees wat ons rondom lyding probeer uitdink. En die eintlike antwoord is net, daar is nie 'n antwoord nie. Die enigste antwoord is, daar is 'n bose een. Daar is 'n Satan wat verwoesting saai op hierdie aarde en wat ons wil laat dink dis God se werk. Dat daar soveel lyding en seer teenwoordig is. Daar is niemand wat dit vry kan spring nie. Ons kan net kyk na die groter wêreld, na hongersnood, na korrupsie, die politieke onsekerheid hier in ons eie land, die probleme waarmee ons net hier in ons dorp te kamp sit, dwelmmisbruik. Ons sit met mense wat onseker is en wat uitdagings het met hulle identiteit. Ons sit met mense wat probleme het in die lewe en ons kyk net na hierdie wêreld en ons sien net seer en stikkindheid en ons beleef dit in die lewens van mense vir wie ons lief is, en ons beleef dit in ons eie lewe. En die vraag is dan, is dit al wat daar is? Is dit waarvoor ons leef? Is dit hoekom ons hier is? Is dit al? Want as dit is dit 'n baie tragiese verhaal. Ek is dankbaar vir 'n God wat beloftes maak en beloftes nakom. Want as dit nie was dat my God beloftes gemaak het en beloftes nagekom het nie, sou daar vir my geen hoop in hierdie wêreld gewees het. Daar sou vir my geen nut gewees het om te bly lewe wanneer dit so seer en chaoties rondom my is. Maar omdat daar God is wat beloftes maak en beloftes nakom, kan ek nog steeds deurdruk. Kan ek nog steeds vorentoe kyk en sê, daar is hoop. Ek lees vir ons in Openbaring 21, vers 6 en 7. Verder het hy vir my gesê, Johannes wat skryf, Jesus sê vir hom, dit is afgehandel. Dit is klaar. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van lewegewende water verniet. Ek wil dit weer lees. Hy het vir my gesê, dis afgehandel, dis klaar, dis verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde.
En die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van lewegewende water verniet. En dan gaan hy aan en hy sê, en wie oorwin sal hierdie dinge beleef. En ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Dis klaar, dis verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En die wat dors het, sal ek gee water, lewegewende water, verniet. Daar's niks wat die wat dors het, daar's niks wat hulle kan bydra, daar's niks wat hulle kan betaal om hierdie lewegewende water te ontvang. In die boek Openbaring sien Johannes die slottonele van die geskiedenis van die wêreld voordat die ewigheid begin. Die ewigheid het nie meer 'n geskiedenis nie. Die wêreld wat 'n siklus loop van begin tot einde. Dit soos ons die wêreld ken, dit kom tot 'n einde. En Johannes sien die laaste tonele van die wêreld soos ons dit ken, waar dinge 'n begin en 'n einde het. En alles is gesê wat God gesê wou hê. Alles wat God wou openbaar is geopenbaar. Die Bybel kom tot sy slottonele. Die Bybel word saamgestel. Die Ou Testament is geskryf. Die evangelies van Jesus is geskryf. Die Handelinge van die apostels, die begin van die kerk is geskryf. Die briewe aan die gemeentes is geskryf. Hierdie is die laaste tonele. Hierdie is die laaste verhaal wat God wil vertel. Vir wie ook al hom gaan volg in die toekoms. En hy begin met hierdie gedagtes in hierdie paar verse en te sê, dit is afgehandel. Daar is niks meer wat nou meer kan kom, wat 'n begin en 'n einde gaan hê. Niks. Dis afgehandel. Dit laat my dink aan Jesus se ander woorde 100 jaar tevore, wel 70 jaar tevore, voor Johannes Openbaring skryf, hang Jesus aan die kruis en hy sê, dit is volbring. Ek het gedoen wat ek moes doen. Ek het alles gebring na die tafel toe. Dis volbring, daar's niks meer wat bygedra kan word nie. En hier sê Jesus weer, dit is afgehandel. Dis klaar. Dit wat ek volbring het, nou, wanneer ek hierdie dors gaan les, dit word nou tot vervulling gemaak. Ek is nou die Alfa en die Omega. Alfa en Omega is die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet. En Jesus sê, ek is die begin en die einde. Daar is nie meer enigiets wat 'n begin en 'n einde het nie. Ek wat ewig is, die ek is, van Exodus 3, ek is die begin en die einde. Daar is nie meer iets wat gaan begin en wat gaan eindig nie. Ons is nou in die ewigheid. Dis hoe dit gaan wees. Maar jy weet, as ek dink aan die ewigheid, dan maak dit my bekommerd, want as daai ewigheid enigsins die moontlikheid het om soos hierdie aarde te lyk, wil ek nie vir ewig leef nie. Die ewigheid moet anders lyk vir my om daar te wil wees. As daar dinge is wat nie meer 'n begin en 'n einde het, hoop ek dit lyk anders as die begin en die einde wat ons hier beleef. Jesus bevestig die gesag waarmee hy die stelling gaan maak. Ek is die begin en die einde. En dan gee hy daardie pragtige woorde. Die wat dors het, sal ek laat drink uit die fontein van lewegewende water, en hulle sal verniet drink. Verniet. Geen bydra nie. Hulle het niks wat hulle hoef te gee van daardie water nie. Maar wat is hierdie fontein van lewegewende water? Hoe lyk dit? Here, hoekom
praat hier so in beeldspraak. Wat is die fontein van lewegewende water? 70 jaar tevore is Johannes deel van die groep wat Jesus volg. In Johannes 13 begin Jesus hulle voorberei dat hy nie meer lank by hulle gaan wees nie. Dat hy op pad is hemel toe. Dat hy gaan sterf, gaan opstaan, hemel toe gaan, want hy het 'n taak wat vir die verlossing van die mensdom voltooi moet word in die hemel. Alhoewel die verlossingswerk op aarde volbring word, die oomblik by die kruis, moet dit tot vervulling gebring word, wanneer dit bevestig word wie in hom glo en wie nie. En Jesus moet daai bevestiging gaan bring in die hemel. Dit is hoe die heiligdomssysteem gewerk het. En die disippels is die mekaar en hulle is angstig oor hierdie gedagte van Jesus wat hulle gaan agterlaat. Want jy sien vir 3,5 jaar lank, 2,5 jaar vir party van hulle, is Jesus al wat hulle ken. Hulle het alles gelos, hulle het hulle beroepe gelos, hulle het hulle families gelos, hulle het hulle lewe agtergelaat, Johannes in kluis. En dan kom Jesus en hy sê, "Oké, maar nou gaan ek weg." En dit maak hulle bekommerd en dit maak hulle angstig. En dan lê daar die kragtige belofte in Johannes 14 vers 1 tot 3 wat sê, "Laat julle hart nie ontstel word nie. Moenie bekommerd wees nie. Laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God en glo ook in my. Want in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. In ander woorde, glo wat ek vir julle sê. Julle was so lank al saam met my. Ek sê vir julle, julle het alles gesien wat gebeur het. Julle het die beloftes tot vervulling sien kom. Nou maak ek weer 'n belofte. As ek gegaan het, kom ek weer terug. En ek sal julle neem om te weet waar ek is. Laat julle hart nie ontstel wees nie, want ek kom weer terug." Hierdie wêreld in Johannes 13, laaste verse, is dit Johannes 13 se laaste verse, dink, Jesus sê, "In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin." Jesus sê vir sy disippels, moenie bekommerd wees nie, dit gaan sleg gaan. Daar gaan lyding wees, daar gaan probleme wees, daar gaan uitdagings wees, maar hou die oog gefestig op dit wat ek julle beloof. En dit is dat ek terugkom. Dit is 'n vaste belofte. En hoe weet ek al die belofte is waar? Wel, eerstens, want is dieselfde God wat beloof het dat hy die sondeprobleem gaan kom oplos, en hy het dit gedoen. En tweedens, dis dieselfde God wat beloftes in my lewe gemaak het. En waarop ek kan terugstaan en sê, my God was nog altyd getrou aan my. Selfs wanneer ek ontrou was aan hom. Ek kan hierdie God se belofte glo, wanneer hy sê ek kom terug. Ek kan hierdie God se belofte glo, wanneer hy sê, ek weet dit gaan sleg in die wêreld, ek weet jy het uitdagings, ek weet jy's dors vir iets beter in jou lewe, maar hou net vas. Want ek gaan die dors les wat jy in jou hart het. Liewe vriende, is die wederkoms vir jou en my 'n realiteit. Is dit iets wat ek werklik in my hart glo, oortuigend glo, dat Jesus kom weer terug. Want as dit nie is nie, wat hou jou aan die gang? Daar is niks anders wat die moeite werd is om jou aan die gang te hou, as dat Jesus kom weer, om die stikkendheid van jou siel te kom heel maak nie. Om jou dors te kom les nie. Maar hoe doen hy dit? Wat is die metode? Hoe kom ek daar? Hoe word dit vir my realiteit?
vir my. Kyk wie is ek? Hoe kan iemand wat so sleg en so sondig en so baie foute maak en so baie keer myself op die verkeerde pad in die lewe bevind en so baie keer oortree teenoor God en teenoor ander mense, hoe kan ek hierdie belofte myne maak? Die volgende vers 7 sê, die wat oorwin sal hierdie dinge beerf. En ek sal sy God wees en hy en sy sal my seun en dogter wees. En hoe nou? Hoe oorwin ek? Here, ek het hierdie sonde las van my lewe. Hoe oorwin ek? Beteken dit ek moet begin sorg dat ek net sondeloos kan wees. Ek moet begin werk daarna toe dat ek sondeloos is, want dan sal ek oorwinning oor alles hê. En ek is so dankbaar dat die Here vir Johannes in Openbaring 12 mooi verduidelik hoe werk oorwinning. Openbaring 12 se agtergrond is 'n verduideliking van God se kinders deur al die eeue. Dis 'n verduideliking wat God se kinders deurgaan deur al die eeue. Dis 'n verduideliking van Israel en van die koms van die Messias en van die ontstaan van die kerk en van die vervolging van die kerk en uiteindelik die bevryding van daardie vervolging van die kerk. Dit is Openbaring 12 in kort, maar in Openbaring 12 maak Jesus die stelling en hy sê Openbaring 12 vers 11 en hy sê hulle het hom oorwin, hom die bose een, hom Satan. Hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis en selfs in die aangesig van die dood het hulle eie lewens nie lief gehad. Die oorwinning wat jy en ek nodig het, waarvan Openbaring 21 praat, die oorwinning wat ons nodig het om ons dors vir altyd geles te hê, lê nie in ons goeie werke nie. Dit lê nie in ons kragtige oorwinnings oor sonde nie. Dit lê nie daarin dat jy en ek altyd die regte ding doen nie. Die oorwinning wat jy en ek nodig het, lê daarin dat die lam geslag is vir ons sondes, dat sy bloed gevloei het vir ons sondes. En dat ons kan sê, 'n getuienis het, kan sê, ek is 'n kind van God gered deur die bloed van die lam. En dan 'n oorgawe maak, 'n totale oorgawe maak, waar ek my eie lewe nie eers lief het nie, want ek leef vir hom. Dit is oorwinning. En baie keer gaan ons deur ons lewe en ons sê, ek is die wederkoms moet net nie kom nie, want ek is verlore, want ek het nog hierdie sondes wat my tuister en ons dink nee, dit is daai hoop is nie vir my nie. Die hoop is nie vir my nie. Ek is te sleg, ek is te sondig. Die oorwinning word nie behaal deur hoe goed jy is nie. Die oorwinning word behaal deur die bloed van die lam. En die feit dat deur sy bloed ons 'n getuienis het. Nie 'n getuienis van 'n perfekte sondelose mens nie. Die getuienis van ek is 'n kind van God. Vergewe vir wie en wat ek was en nou leef ek vir hom. Nie uit my eie goedheid nie, maar uit sy goedheid. Wil jy jou dors na iets beters vir altyd geles het? Wil jy sy kind genoem word en hy jou God genoem word? Daar's net een manier en dit is die aanneming van Jesus Christus as jou verlosser. Dit is die aanneming van hom as die lam van God wat vir die sondes van die wêreld geslag is. Dit is die aanneming van sy kruisdood in die plek van jou ewige dood. Dit is hoe ek kan uitsien na my dors wat geles word.
En wanneer ek dit doen, dan kom ek tot die besef in my lewe, ek wil vir hierdie Jesus leef. Soveel so dat my eie lewe nie meer vir my saak maak nie. Weet jy wat, dit is dan wanneer my sondes en die dinge wat vir my lekker is en die dinge wat vir my belangrik is, al hoe minder belangrik raak. Dis nie wanneer ek dag na dag by myself dink, hoe kan ek hierdie sonde oorwin? Wat kan ek doen om beter? Nee. Ek gaan bly val. Wanneer ek oorwinning gaan begin behaal, is wanneer ek vir Jesus kyk. Dis dan wat hierdie allerhande versoekings van hierdie wêreld minder belangrik raak en ek nie eers meer my eie lewe lief het nie, want ek het hom lief. Dis dan wanneer ek kan uitsien dat Jesus weer terugkom, nie omdat ek wonderlik en goed en sondeloos is nie, want dit sal ek nooit bereik op hierdie aarde nie. Maar omdat ek 'n God dien wat wonderlik en goed en sondeloos is. En ek deur sy bloed, wat hy vir my gestort het, oorwin. Die uiteinde van die verhaal is die paar verse voor Openbaring 21 vers 6 en 7. En ek wil dit lees. Ons lees hierdie te min. As jy wil bly uitsien, na 'n dors wat vir altyd geles word. Lees Openbaring 21 en 22. Lees dit gereeld. Lees dit meer. Lees wat vir jou voorberei is. Toe Jesus gesê het, ek gaan vir julle 'n plek voor te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem waar ek is. Lees dit. Lees Openbaring 21 en 22, want dit is dan waar daar 'n opgewondenheid in ons hart kom, en ek wil ook daar wees. Net die eerste paar verse van Openbaring 21, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, waar die eerste hemel, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see het nie meer bestaan nie. Die interessante gedagte rondom die see wat nie meer bestaan nie, daar's 'n teorie, ek weet nog nie wat ek daarvan dink nie, maar ek hou van dit, dat Johannes sit op hierdie eiland Patmos, en dis die see wat hom skei van sy geliefdes, daar sal nie meer skeiding wees nie. En dink aan die skeidings wat tussen u en die geliefdes is. Geestelike skeidings, emosionele skeidings, verhoudings wat nie meer, wat uit mekaar uitgedryf het. Dink aan die skeidings wat bestaan het, die dood. Dit sal nie meer daar wees nie, dis verby. Die see sal nie meer daar wees nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God uit die hemel sien neerdal, en sy's gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Mans wat hier staan, wat hier sit. Dink aan daai dag toe. Vir party is dit baie lank terug, vir ander is dit meer onlangs deur 'n raai. Toe jy jou vrou gesien het, na jou toe aangestap om gereed gemaak. Dis seker die mooiste wat sy ooit gelyk het. Dit is hoe hierdie volk van God lyk. Gereed gemaak vir hulle God. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, en hier kom dit. God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En ons het gister daaroor gepraat, as jou verwagting van die hemel net is om goue strate te loop, en uiteindelik hier op aarde met die lam en die wolf rond te loop, dan mis ons die punt van hoekom ons so toe wil gaan. Hier is die punt, want God gaan by my wees, in persoon. Nie net deur sy gees nie, maar in die volheid van die drie eenheid. Hier is die bemoedigende woorde, en hy sal elke traan uit hulle oë afdroog. En die dood sal daar nie meer wees. Ook nie rou of gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf neer hierdie woorde,
want dit is betroubaar en waar. En toe het hy gesê, dit is afgehandel. Niks ooit weer sal 'n begin en 'n einde hê nie, want ek is nou die begin en die einde. Die wat dors het, laat hulle kom drink van lewegewende water verniet. En hulle wat oorwin, sal seuns en dogters van God genoem word. En hy sal hulle God wees. Liewe vriende, as dit nie vir hierdie belofte was nie, het jy en ek geen nut vir hierdie lewe gehad nie. Hoe belangrik is daardie belofte nog in jou lewe? Hoe belangrik is die belofte nog dat Jesus weer terugkom? En dat jy nooit weer seer of pyn of lyding sal ervaar nie, want jy gaan by jou God wees. En daar sal nie weer dors wees nie. En hoe kry ek dit? Deur die oorwinning wat hy behaal het. Myne van ek. En te sê ek neem die lam van God aan as die een wat vir my sondes geslag is, sodat ek geregverdig kan staan voor Jesus. My gunsteling vers in die Bybel is 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Jesus Christus. Ons is geregverdig, nie op grond van hoe goed ons was nie, maar op grond van hoe goed hy is. En ek wil julle los met hierdie gedagte. As ons nie die wederkoms van Jesus as die fokuspunt van ons lewens het, hoe sal ons nou vir hom leef? Hoe? Wat se nut? Hoekom sal ons vir hom leef? Jesus kom weer terug. Is jy en ek gereed? Het ons hom aangeneem? Is hy ons verlos? En miskien kom haal hy ons uit 'n diep slaap van die dood uit. Maar dit is baie moontlik dat jy en ek mekaar dalk nooit weer op hierdie aarde sien. En miskien is dit waar hy jou kom haal. Of miskien is jy nog hier en in lewe. En Paulus maak die belofte in 1 Tessalonisense 4 van vers 12 waar hy sê dat of ons lewe en of ons al gesterwe het, ons gaan almal Jesus sien kom as ons in hom is. En ek wil in hom wees, nie in myself nie. Ek wil vir hom leef. Ek wil 'n getuienis van sy bloed vir hierdie wêreld wees. Ek wil alles oorgee vir Jesus, sodat ek my lewe self nie eers lief het nie. Want ek wil my dors geles hê.